Wat 'n voorreg om vanmôre weer saam met jou stil te word. Ek is Rinus van Sion in Parys, ons daaglikse oordeenking, en vanmôre praat ek met jou oor simpatie of simfonie. Luister mooi wat sê Openbaring 14 vers 3 vir ons vandag. Hulle sing 'n nuwe lied in die teenwoordigheid van die troon, die 4 lewende wesens en die ouderlinge. En niemand behalwe die 144.000 wat van die aarde af losgekoop is, was in staat om hierdie lied te bemeester nie. Waarom kon niemand anders die lied van die 144.000 sing nie? Omdat hulle alleen deur toetsing en verdrukking gegaan het, maar tog hul integriteit behou het. Dus kon hulle alleen sing oor wat hulle die Vader namens hulle in die tyd van verdrukking kon sien doen. God se bedoeling is dat verdrukking in ons 'n nuwe lied, 'n simfonie mag voortbring. Daar was hulle in die kalm donker kerker, sonder selfs 'n korsbrood om te eet of iemand om hulle saak te bepleit. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het gesing. Om middernag het Paulus en Silas gesing. Hulle het nie gesing om God te probeer kry om iets te doen nie. Hulle het eenvoudig gesing omdat die Here met hulle was. En hulle was bly, sê Handelinge 16 vers 25. Wel, dit was nie my ervaring nie, sê jy dalk. My huwelik of my werk of my gesondheid is my kerker. En ek is nie gelukkig nie. God se bedoeling is om vir jou 'n nuwe lied te gee. Maar daar is een ding wat in die pad sal staan: simpatie. Jy sien, jy kan of deur uitdagings en moeilike tye gaan met 'n simfonie in jou hart, want die Here het my beloof om my nie net daarin te versterk nie, maar om saam met my daardeur te loop. Of ek kan kies om simpatie van mense te kry. As ek kies om simpatie te gebruik, sal dit altyd ten koste van God wees. Onuitgesproke implikasies is dat wat in my lewe gebeur, buite God se beheer is. God is heeltemal absoluut volkome getrou om ons in elke beproewing, in elke moeilikheid te ontmoet. Moenie toelaat dat sy plan kortgesluit word deur diegene wat sê, ek voel jammer vir jou nie. Sê eerder, God is goed. Waarmee ek nou te doen het, is 'n uitdaging, maar ek ontdek dat die Vader presies is wie hy beweer hy is, 'n God wat volkome vertroos. Dis aanloklik om mense toe te laat om jammer vir jou te voel, maar ons moenie, want dit stel God in 'n slegte lig. Moenie vir simpatie tevrede wees nie. Gaan vir die simfonie. Mag jy in hierdie dag 'n simfonie in jou hart beleef, om te weet God is in beheer. Amen.